Adam en Eva se kinders het baie kinders gehad, wat ook weer baie kinders gehad het, wat nog meer kinders gehad het. Binne slegs 'n paar honderd jaar was daar honderde duisende mense op die aarde gewees, maar die meeste van hulle het geen respek vir God gehad nie. Die Bybel vertel vir ons dat hulle baie boos was en dat boosheid die enigste ding was waaraan hulle elke dag en heeldag gedink het. Mense het mekaar gehaat en die vreeslikste misdade gepleeg. Om die waarheid te sê, daar was soveel haat en geweld en sonde op die aarde, so erg was dit, dat God op daardie stadium spyt en hartseer was, dat hy die mensdom gemaak het. Te midde van al hierdie boosheid, was daar tog een man, wat getrou aan God gebly het, en daardie man se naam was Noag. Toe die Here sien dat die boosheid van die mens op die aarde groot was, en al die versinsels wat hy in sy hart bedink het, altyd deur net sleg was, het die Here berou, dat hy die mens op die aarde gemaak het, en daar was smart in sy hart. En die Here sê, ek sal die mens wat ek geskaap het van die aarde verdelg. Die mens, sowel as die vee, en die kruipende diere, en die voëls van die hemel, want dit berou my, dat ek hulle gemaak het. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here. Die Bybel beskryf Noag as 'n regverdige man, wat saam met God gewandel het. Adam was Noag se groot oupa. Noag het 3 seuns gehad en hulle name was Sem, Gam en Jafet. Op 'n dag het God vir Noag gesê dat hy weens al die geweld en boosheid op die aarde 'n groot vloed gaan stuur om al die mense, landdiere en vleiende diere te vernietig. Toe sien God die aarde aan en dit was verdorwe, want alle vlees het sy wandel op die aarde verderwe. En God sê vir Noag, die einde van alle vlees het volgens my besluit gekom, want die aarde is deur hulle vervul met geweld. En kyk, ek gaan hulle saam met die aarde verdelg. Voor ons meer oor hierdie vloed gaan leer, gaan ons in die volgende episode eers kyk na die ark. Jy moet lekker slaap en dankie dat jy saam met my gekyk het.